Goeiemôre Wynand, hoe gaan dit met jou? Goeiemôre, nee, ons kan nie kla nie, dit gaan baie goed, dit is lekker om weer 'n keer by mekaar te kom, is nou al die 4de video wat ons opneem, en vandag se onderwerp is baie interessant, en so hoop julle sal dit geniet. Kom ons sluit ons oë vir 'n openingsgebed. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie weer 'n keer dat ons hier by mekaar kan kom. Liewe Here, ek vra dat U saam met ons sal wees, waar ons in die woord ingaan. Laat dit nie ons woorde wees wat ons sal spreek nie, maar dat U deur ons sal praat. Ek vra dat U die luisteraars sal bystaan en hulle harte en verstande en oop sal maak, en dat ons vervul kan word met die Heilige Gees. Ek vra dit alles in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Wynand, ek dink soos ons kykers alreeds weet, ons is nie hierso om verruimend aan te val of om ander mense af te breek nie. Ons is hierso op 'n verdediging. Dit is die naam van ons is die skulddraers. Ons is nie 'n spies of 'n gaai of 'n ding nie. Ons is 'n skild. Ons is hier net om die waarheid te verdedig, nie om mense seer te maak of aan te val nie, maar ons word so erg aangeval dat ons dit nie net kan ignoreer nie. Dit is noodsaaklik dat ons van hierdie valsheid regstel. Ja. En ek dink ons kan sommer wegspring met Raymond se video, en dan dat die kykers kan sien wat dit is wat ons vandag gaan verdedig. Ja. Wat die saligheidsleer betref in die Bybel, hulle het 'n verdraaide siening van saligheid, moenie 'n fout maak nie. Ellen White, sy skryf in haar geskrifte, en ek haal aan, op 26 Oktober 1897 skryf sy in die Advent Review and Sabbath Herald, en ek lees letterlik wat sy geskryf het. The terms of salvation for every son and daughter of Adam are here outlined. It is plainly stated that the condition of gaining eternal life is obedience to the 10 commandments of God. So sy sê, as jy die ewige lewe wil hê, moet jy die 10 gebooie onderhou. As jy dit nie onderhou nie, kan jy nie die ewige lewe hê nie. Die Adventiste, hulle begin mos nou altyd leer dat hulle Jesus vertrou, as jy met hulle praat, vir saligheid, maar dan noem hulle dat, maar die wet moet ook onderhou word, want dit is wat die profetes Ellen geleer het, jy moet die wet onderhou, volgens hulle. En dan later noem hulle vir jou, dat by Jesus, maar die onderhouding van die wet, en veral die Sabbat, is van kardinale belang. En dis waar die ding nou begin skeef trek. So in die Clear Word Bible is dit duidelik, dat hulle verloon die ware goddelike natuur van Christus. Wel Leon, dit klink vir my asof Raymond wil sê dat ons Ellen White volg, eerder as wat die woord van God sê. En ek dink daarom kan ons vandag kyk wat die Bybel sê, en ons bly by die Bybel, en ons Bybel wat ons gebruik is die 53 vertaling, en nie die kleurwoord nie. Ons het nog nooit die kleurwoord gebruik nie, en ons sal hom ook nooit gebruik nie. So, Wynand, as jy nie omgee nie, lees vir ons Matteus 5 vers 17, 18 en 19. Ja, al 3 verse is baie belangrik. Want die eerste punt wat ons nou hierso wil bespreek, is toe Jesus met sy bediening begin het, tydens die bergpredikasie, het hy vir ons 'n duidelike uiteensetting gegee van wat waarvoor hy gekom het, en dat dit nie is om die wet tot niet te maak nie, maar om te vervul. En ons gaan, sodra jy hierdie klaar gekyk het, dan kyk ons na Lukas 24:44, wat het Jesus kom vervul? En dat ons net kan weet, wat staan en wat is weg. Ja. Want baie mense voel, dat die wet is aan die kruis genaal, en daar's niks aan die kruis genaal nie. Ja. So, as jy nie omgee nie, Wynand, Kom ons lees hom. 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele.
maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Dit is ongelooflike verse. Dit sê dat hemel en aarde sal verbygaan, sal nie verbygaan nie, voordat al hierdie dinge nie gebeur nie. En so ver soos ek kyk, is die hemel en aarde is nog alles hierso. So die volle wet gaan staan, en nie net die wet nie, alles wat deur die profete gesê is, staan. Hy het niks tot niet kom maak nie, hy het net iets kom vervul. Nou, watter gedeelte van die wet het hy kom vervul? En ons kan gis hieroor. En soos ek al voorheen vir die luisteraars gesê het, ons gedagtes is in vyandskap met God. En daarom gee ons nie ons gedagtes nie. En ek het 'n paar tekste al gegee oor hierdie punt, dat 'n mens gee nooit jou eie gedagtes nie. Nee, die Bybel moet Ons homself verklaar. Absoluut. Ons moet nou kyk, wat sê die Bybel, wat het Jesus kom vervul omtrent die wet. Okay, dit is Lukas 24 vers 44. Laaste hoofstuk van Lukas, vers 44. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Ja, let nou op, Jesus het dit gesê net voor sy hemelvaart. Nou sê hy, dit is die woorde wat ek in die begin Met julle tydens die bergpredikasie vir julle gesê het. Dat alles wat in die wette en die profete en in die profete en en in die psalms oor my geskryf is, het tot vervulling gekom. Dit is alles, daar is so hier en daar wat deur die loop van sy lewe tot vervulling gekom het, en die laaste het oor Jesus het by die kruis tot vervulling gekom. En dit is so duidelik. En dit het, dit is nou aan die kruis genaal. Nou is die vraag, Wynand, kan ons vir die kykers 'n voorbeeld gee van die wette wat tot vervulling gekom het? Ja, nee, die Bybel is so vol daarvan om te sien. Ag, net 'n voorbeeld so vinnig by my gedagte opgekom het, is toe Johannes die Doper gesien het, daar loop Jesus, toe sê hy, daar is die lam van God. En toe verwys dit na Jesus wat sal geslag word vir die sondes van die wêreld. So daar is klaar net 'n vinnig een wat net by my gedagtes opgekom het, maar daar is so baie. Die belangrikstes wat ek hier wil noem is die 7 feeste waarvan ons lees in die Bybel. Daai 7 feeste gee die hele verlossingsplan van Jesus, van waar hy begin het, by die Paasfees, tot waar hy eindig met die Hittefees. Al daai die Hittefees wat in die hemel tot vervulling sal kom. Maar die feeste selfs, dit het hy nie laat wegval nie, hy het dit nuwe waardes gegee. Soos die Paasfees was 'n weeklange fees gewees. Daar was diere geoffer en daar was bitterkrye en goed wat saam met die vleis geëet moes word. Daai het Jesus nie laat wegval nie, hy het dit nuwe waarde gegee. Daai het vooruitgekyk na die kruis. Vandag het ons die nagmaal wat dieselfde fees is, maar wat terugkyk na daardie fees. Hy kyk terug na Jesus wat vir ons gesterf het, en daarom eet ons nou nie meer die vleis van die lammetjie nie, maar ons eet simbolies die liggaam van Jesus, Christus. ons drink simbolies die bloed van Jesus. So ons vier nog steeds die Paasfees, maar met 'n nuwe waarde wat Jesus ons gegee het. En so is dit met van die ander feeste ook. Maar ons studie vandag gaan nou nie oor die feeste nie, maar dan ook al die rituele, al die offers wat gebring was. Alles het op Jesus gedui en Jesus wat vir ons gaan sterf. En hy het dit vervul. Ja, daarom offer ons nie meer vandag nie, want Jesus was die offerlam soos jy nou net gesê het. En al daardie rituele wat op Jesus gedui het, is nou aan die kruis genaal. Maar net dit is aan die kruis genaal. En Jesus sê, soos jy gelees het daar in Matteus 5:17, 18, 19, waar hy gesê het, en die een wat die minste van hierdie wette afbreek of tot niet maak, sal die minste genoem word in die koninkryk. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar hierdie wette sal nie vergaan nie. So, daai wette staan nog almal. Die tweede punt wat ons net gou wil bespreek is die onderhouding van
die wet volgens Jesus nog vir saligheid? Ja, dit was een van die Raymond se stellings nou gewees wat hy sê, wat hy Ellen White aangehaal het en gesê het, Ellen White sê, dit is noodsaaklik dat ons die wet moet onderhou om gered te word. Maar die Bybel sê dit vir ons nie. Ja, en die ander punt hierso wat ek, voordat ons nou gaan kyk wat die Bybel sê, as ek byvoorbeeld nou besluit, ek gaan moor en steel, en alles doen wat teen die gebooie is, dan sê my logika vir my, daar's nie 'n manier wat ek eendag in die hemel gaan inpas nie. Ja, Is dit nie so dit nie? is Ek kan nie sommer links en regs mense roof en hulle kele Doodmaak afsny en en- sê, dit gaan my nie uit die hemel uithou nie, want dit is die wet en die wet is weg. Dit dink maak net nie sin nie. My logika Ja. sê vir my, as ek Jesus volg, dan volg ek ook Jesus se karakter. Ek volg in sy voetstappe en dan gaan ek die wet onderhou. Ek sien dit altyd so, dit is nogal, toe ek en my vrou ontmoet het, en ek het haar begin leer ken, en ek het lief geraak vir haar, en dan doen jy dinge om haar gelukkig te hou, né? Maar nie omdat jy moet nie, omdat jy lief is vir haar. Ja. En dan weet jy, okay, sy wil nie hê ek moet dit doen nie, want dit maak haar seer. En omdat ek haar lief het, gaan ek dit ook nie doen nie. En dit is hoe ek dit sien met die wet van God. Jy raak lief vir God, jy raak lief vir Jesus. En dan is dit nie, jy doen dit nie omdat jy dit moet doen nie. Dit kom van natuurlik omdat jy hom lief het. Dis hoekom jy nou ook die 10 gebooie hou. Omdat jy hom lief het. Ja, en daar's 'n teks wat staan wat jy nou net sê, Johannes 14 vers 15. As jy my lief het. As jy my liefhet, sê Jesus, onderhou my gebooie. Hoe kan ek Jesus lief hê en nie sy gebooie onderhou? Want die gebooie is sy karakter. Maar lees vir ons Openbaring 22 vers 14. Dis 'n ongelooflike vers. Hy sê, salig is die wat sy gebooie doen. Ja. Daar kom dit uit, doen. Ja. Sodat hulle die reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. En dan praat dit nou van die hemel. So as die wet dan aan die kruis genaal is en weg is, dan hoe kom hierdie vers dan nou daarso, wat dit nou praat van die hemel en dit praat van die gebooie? Weet jy, hierdie vers is 'n probleem vir baie kerke. En as jy nou kyk na die nuwe vertalings, is daai uitgegooi. Daai vers kom in die heel nuwe vertalings kom nie voor nie, of hy is so verdraai dat hy geen waarde het nie. Want daai teks is definitief 'n probleem. Maar nou, sou dit nie fantasties gewees het as Jesus nou hier was en ons nou vir Jesus reguit kon vra, Jesus, wat moet ek doen om in die hemel te kom? Ek dink hy gaan vir Raymond Lombard heeltemal uitbou. Ja, Kom ons kyk 'n bietjie, want presies dit wat ek nou gesê het, was vir Jesus gevra gewees. Hulle het vir hom daar kom 'n man na Jesus toe en hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En nou kom ons kyk wat antwoord Jesus, en ek gaan dit vir julle lees in Matteus 19, en ek gaan lees van vers kom ons vat hom van vers 16 af. En daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Met ander woorde wat Jesus hierso sê is, net God is goed. Hoekom noem jy my goed? Sien jy God in my? En hy het God in Jesus gesien. As jy die lewe wil ingaan, dan hier is die kern, nê. En dit is Jesus se eie woorde. As jy die koninkryk wil beerwe, dit is nou net in ander woorde, ja. Maar dit is presies dieselfde. Onderhou die gebooie, daai wat Jesus met sy eie vinger in klip gegraveer het. En nou vra hierdie man vir Jesus in vers 18, watter gebooie? En Jesus sê, nou wys hy, want kyk, daar was die verskille, daar was al die wette wat Moses neergeskryf het, daar was die gebooie. En dit is hoekom hy nou gevra het, is dit watter gebooie, ja, of is dit die 10 gebooie? Want Moses het baie ander wette bygehad, ja. Dis reg. Nou antwoord Jesus hom. En Jesus sê,
Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En dan som hy hulle op, en sê hy, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, Wynand, watter gebooie is hierdie? Dis die 10 gebooie. Maar dis die tweede kliptafel. Ja, die eerste kliptafel praat van liefde vir God. Ja, Ja. en hierdie een praat van Liefde vir die jou mens. naaste. So, nou noem hy eers die tweede kliptafel op. En nou hoor nou wat sê die jongman. En die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kort ek nog, wat kom nog kort? Vers 21, en Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier en volg my. Maar die jongman, toe hy die woorde hoor, het bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou, hier is nou 'n belangrike punt. Eers het hy hom die tweede kliptafel gegee, en toe hy sê, Jesus vir hom sê, maar as jy volmaak wil wees, kom ons gee jou die eerste kliptafel ook. Maar hy noem nie die 4 gebooie op nie, hy som hulle op. Hy sê, kies tussen my en dit wat hierdie wêreld jou bied. Raak ontslaaf van alles wat hierdie wêreld jou gee, en kom en volg my. Dit is die tweede kliptafel. Die liefde tot God. Jy mag nie ander gode dien nie, jy mag nie sy naam uitlik gebruik nie, jy mag nie vir jou gesneede beelde maak nie, jy moet sy Sabbat onderhou. So ja, nou gaan die mense seker sê, die Adventiste glo, jy moet net die 10 gebooie onderhou en jy is gered. Nee Wynand, dit is nie wat die Adventiste sê nie. Kom ek sê vir jou wat die Adventiste wel sê. Die Adventiste sê, ons word gered deur die bloed van Jesus. En vir interessantheid, Wynand, die Jode, was hulle gered deur die onderhouding van die wet? O nee. Nee, hulle moes die lammetjie slag. Lammetjie En geslag dan was deur daai simboliese bloed van Jesus was hulle gered gewees. En vandag word ons gered deur die bloed van die werklike lam Jesus, wat vir ons geslag is. Deur sy genade, nie deur ons verdienste nie. Maar dit is deur die liefde van Jesus tot Jesus dat ons sy wet onderhou. Nie om daardeur gered te word nie. Die wet kan ons nie red nie, die wet kan ons laat verlore gaan. As ek nou nie meer mense hier om my vermoor nie, gaan dit my nie in die hemel bring nie. Nee. Maar as ek hulle vermoor, dan kan dit my die hemel uithou. So daar's nie redding in die wet nie, maar jy kan wel jou saligheid verloor as jy nie strewe om Jesus se karakter. En dan is daar nog 'n voordeel. As ek sou sondig, dan het Jesus gesê, ek sal jou vergewe. Ek kan as waar ek 'n fout maak, want ek is nog mens. As ek 'n fout maak, kan ek op my knieë gaan en ek kan sê, Here, ek is so jammer dat ek hierdie fout gemaak het, vergewe my. En hy het gesê, hy is getrou en regverdig om al ons sondes te vergewe. Dis nou wat ek nou by kom, dit is een van my gunsteling verse, is in Johannes 1 vers 9. Hy wat sy sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar sê ek dink ons kan van hierdie punt afstap nou. En 'n ander punt wat ek nou gou-gou aan gedink het, is dat selfs die Jode van destyds, hulle was so stiptelik om die wet te onderhou, dat hulle Jesus misgekyk het. Ja, hulle kon Jesus nie raak sien nie. En hulle kon ook nie liefde aan die wet gekoppel het nie, want die hele wet draai om liefde. Ons gaan nou kyk. Wynand, het Jesus volgens die wet gelewe? O, definitief. Daar soos 'n paar verse wat ons hierso kan lees. Nou lees vir ons een. Watter een lees jy? Dit is Romeine 4 vers 15 en dit sê, maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. So die wet is die oortreding van sonde. Ja. Kom ek lees vir jou nog een wat dit ook baie mooi verduidelik. Dit is 1 Johannes 3 vers 4. Elke een wat sonde doen ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Nou bring dit my by 'n baie belangrike punt. As ons dan sê die wet is weg, dan beteken dit Daar is nie meer sonde nie. ek kan nie meer sonde doen nie. Want daar is nie 'n ding wat vir jou wys wat jy verkeerd doen nie. En dit lei maar na 'n volgende punt toe. As ek dan nou kan doen net wat ek wil, dan het ek ook nie vir Jesus nodig nie, want ek het nie sy genade nodig nie, want ek het nie gesondig nie. Daar moet 'n wet wees vir my voordat ek kan sonde doen, want as ek sonde doen, dan het ek Jesus nodig en ek het sy genade nodig om my te vergewe en
my verder te lei. So as jy sê daar's nie 'n wet nie, dan sê jy het nie Jesus nodig nie. Dis reg. Dis so die mens ons glo glad nie dat die wet weg is nie. Absoluut. Daai een in Korintiërs, lees gou vir ons daai teks in Korintiërs. In Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So met ander woorde, Jesus het in sy hele lewe nooit 'n sonde gedoen nie. Hy het nooit die wet oortree nie. Want as hy sonde gedoen het, het hy die wet oortree. So as ons in Jesus se voetspore wil wandel, dan beteken dit ons moet in die wet wandel. Want ons wil in Jesus se voetspore wandel en hy die wet streng onderhou. Ja, en dit is hoekom ons Jesus nodig het, want uit ons eie krag gaan jy nie die wet kan onderhou nie. Want ons is sondeloos, ons is sondelig, hoe sê jy, wat is die woord? Ons is sondaars en ons val elke liewe oomblik van die dag. So dis hoekom ons God se krag nodig het in ons lewe om te streef soos wat jy saam met Jesus wandel, word dit makliker. Ja. Wynand, wil jy daai teks in Romeine gou vir ons ook lees nie? Dit is 'n pragtige vers. Romeine 3 vers 23 en 24, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So net Jesus het die wet volmaak onderhou. Almal, en dit sluit die paus en die almal wat probeer heilig wees of voorgee, almal is sondaars. En dit sê vir my dat almal is onderhewig aan die genade en aan die regverdiging van Jesus deur sy bloed. En sy liefde. En daarom moet jy hom ons lief hê. Jy moet Jesus lief hê. Wynand, nou dat ons gesien het Jesus het die wet volmaak onderhou. Moet dit nie ons strewe ook wees nie? O, definitief. En dit kom by daai perfekte vers wat ek so van hou. 1 Johannes 2 vers 6. En hy sê vir ons, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook self so te wandel soos wat hy gewandel het. Ja. En ons kan hom verder vat. Kom ons vat hom verder. Na 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Sorry, ek moes hom vers 21. Hy sê, want hiertoe is julle geroep. As hy sê hiertoe is julle geroep, dan praat hy van sy kinders, die wat hom volg. Ja. Omdat Christus ook vir julle gelei het en vir julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetspore kan navolg. So as Jesus dit gedoen het, Dan ja, en die Bybel sê dan en ons sê ons is sy kinders, dan moet ons in sy voetspore wandel. Ons moet wandel in die weg wat Jesus gewandel het. Ons fokus moet op Jesus wees en ons lewe, ons strewe is om soos Jesus te lewe. dit is so mooi gestel daar en dat die Bybel sê dit so mooi vir ons. Wandel in sy voetspore. Hoe kan jy nou sê ek wil Jesus volg, ek is 'n Christen, ek het Jesus lief, maar ek mag nog doodslaan en ek mag steel en ek mag vanaand by jou vrou kuier en al daai dinge. Dit pas mos Dit nie, pas nie, nie, dit bots mos. Leon, al die kerke deesdae, hulle praat van hierdie Great Tribulation wat kom en die swaar kry wat gaan kom. En nou die vraag is, op wie gaan daai vervolging plaasvind? Op wie gaan Satan se fokus wees om te vernietig in hierdie toekomende vervolging? Wynand, ek is bly jy daai vraag gevra, want almal weet daar kom 'n vervolging. En almal dink dit gaan teen die Christendom wees en dit gaan nie teen die Christendom wees nie. Dit is 'n gedagte, maar dis nie wat die Bybel ons vertel nie. Ek gaan nou vir jou sê teen wie is Satan se vervolging toegespits. Kom ons lees Openbaring 12 vers 17. Ongelooflike vers. Hy sê daar, en die draak, almal weet dit is Satan, was vertorend op die vrou. Dit is Jesus se nuwe kerk wat hy gestig het, en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge,
hopelik is dit ons, Mhm. wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Wow. Ja, die gebooie bewaar Ja, en die getuienis van Jesus Christus hou. nou ek wil net nou hierso 'n ding noem. Die hele wêreld onderhou en as ek sê die hele wêreld, dan praat ek van die Hindoes, die moslems, die boeddiste, almal. As jy 'n goeie lewe lei, onderhou jy 9 gebooie. Want God het gesê sy gebooie is op almal se verstande en op almal se harte. Almal weet dit is verkeerd om dood te slaan en te steel en te moor en met slegte bedoelings goed van ander te begeer en dit is op almal. Ja, almal. Maar daar's een gebod wat die hele wêreld 'n probleem het en dis die 4de gebod waar Jesus sê eendag wil ek my en nie eers enige dag nie. Spesifieke dag, die 7de Spesifieke dag. dag het hy geseën en geheilig. Hy het nie maandag, dinsdag, woensdag van Sondag tot Vrydag enige van daai dae geseën en geheilig nie. Hy het vir hom 'n dag afgesonder en hy het gesê op daai dag moet my kinders kom en hulle moet daai dag, my bruid moet daai dag saam met my die bruidegom spandeer. En so waar gaan die vervolging wees? Daar moet iewerster 'n groepie wees wat nog al 10 die gebooie onderhou soos Jesus dit onderhou het. Die Sabbat was ingestel gewees as 'n herdenking vir die skepping en hy's deel van die skepping. Vandag die Sondag Sabbat is 'n herdenking van die opstanding van Jesus. Nêrens in die Bybel sê dit dat daai dag geheilig is, geseën is of waar enige waar. Daar is nie 'n teks in die Bybel waar dit genoem word, maar ek wil nie nou op die Sabbat ingaan nie. Nee, ons sal My op 'n ander punt wat ek hier wil maak is die vervolging wat kom, die grootste vervolging ooit van die skepping af tot en met die koms van Jesus gaan wees teen die volle 10 gebooie probeer onderhou. Ja, en soos jy gesê het Leon, dit is jy kan maar oral gaan kyk. Die mense het nie 'n probleem met 9 van die gebooie nie. Ja, almal onderhou. Dis net daai een wat die 'n probleem. goeie karakter het Ja. onderhou 9 gebooie. En ja, ons gaan nou nie diep ingaan in die Sabbat nie. Ek wil net noem Ja. die 4de gebod in die Engels is dit eintlik mooi. Hy sê remember. Hy begin deur te sê remember the Sabbath day to keep it holy. Onthou hom, want hy het geweet die mense gaan hom vergeet. Ja. Maar nou ja, dit is die Sabbat. Ons kom nog by hom. 'n mooi studie oor die Sabbat gee en ons siening oor die Sabbat gee en ek dink dit is vir my is dit dis die mooiste verhaal. Maar ja, kom ons gaan aan na ons volgende punt toe. Ons volgende punt gaan wees hoe beskryf die Bybel God se kinders? Nou kom lees vir my daarso gou-gou. Openbaring 12 vers 7 12 vers 14. 14. Nee, wag, ek is verkeerd. Dit is 14 vers 14 12. vers 12. Ja. 14 vers 12. Ja, dis 'n pragtige vers. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Ja. Daar kom dit weet, dit is die twee stap saam. Ja. Die onderhouding van dit, maar nie omdat jy dit moet doen nie, want die Jode het Jesus heeltemal misgekyk en omdat hulle dit stiptelik gehou het. Want daar was geen liefde betrokke nie. En weer 'n keer is dit, ons is nie gered omdat ons die wet hou nie, maar deur Jesus se genade en sy liefde vir ons. Dis hoekom ons gered is. Maar hierso kom dit so mooi, want dit sê, dit noem dit al twee. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Ja, so ons het net nou gesien, ons moet Jesus volg, en Jesus het die gebooie onderhou. So, jy moet die gebooie en die liefde vir Jesus, en om Jesus te volg, die twee loop saam. Jy kan nie die gebooie uitgooi of vir Jesus uitgooi nie, daai twee is onafskeidbaar, want oral waar hy sy kinders identifiseer, waar hy Satan se vyande identifiseer, noem hy die gebooie en die getuienis van Jesus. En dit is eintlik baie mooi, want as jy God liefhet, dan sal jy nie ander gode voor hom hê nie. Verseker. En jy sal nie sy naam uitelik gebruik nie. Jy sal nie jou vrou verneek nie, jy sal nie egsbreek pleeg nie, jy sal nie steel nie, jy sal nie al daai dinge doen En as nie. hy sê, kom een dag van die week en spandeer dit saam met my, as jy hom liefhet, gaan jy dit doen. En dan gaan jy dit doen, ja.
Want as jy lief is vir jou vrou, soos ek sê dit altyd terug na 'n verhouding wat ek het met my vrou. Toe ek en sy net by mekaar gekom het, niks sal my van haar af weghou het nie. Daar sê, en as jy Jesus as jy lief het, dan sal niks jou van haar weghou nie. En jy gaan daai dag saam met hom spandeer en die seën is nie net op die dag nie. Ja, Die seën is op hulle wat daai dag onderhou. Maar daar's tekste daarop. Maar ons sal dit doen wanneer ons by die Sabbat kom. Kom ons kyk na ons volgende punt. Kan daar waarheid in iemand wees wat die gebooie van God verwerp of dit verdraai? Want as jy hom verdraai, is dit so goed jy verwerp hom. En soos wat ons gelees het daarso met een van ons eerstes versies wat ons gelees het, dat die wat van hierdie wegvat, sal die minste genoem word in die koninkryk van God. Dis reg. Kom ons kyk gou hierso, 1 Johannes. As jy so vinnig wil begin soek, dan blaai hom baie keer oor. En kyk, ek het hom hierso. Kan ek hom maar lees? Ja. Hy sê hierso, en hieraan weet ons dat ons hom ken, dit is vir Jesus, as ons sy gebooie bewaar. In ander woorde, as ons hom omswaai, as ek sy gebooie nie bewaar nie, dan beteken dit, dan ken ek hom nie. Want hierdie teks sê, as ek hom ken, sal ek sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is daar geen waarheid nie. Sjoe. Dis 'n sterk en want daar's so baie mense wat sê hulle is Christene en hulle mense sê nie hulle is nie lief vir Jesus nie. Ons sê dit glad nie. Mense is dalk lief vir God, maar hoe lief het jy hom? Ja. Jy weet, toe Jesus vir die Jode broodjies en visies gegee het, toe het hulle hom gevolg. Maar toe hy daar aan die kruis is, toe skree hulle, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, ons nageslag kom. Op hierdie punt is daar nog 'n punt wat ek wil, dit is Jakobus 2 vers 10. Jy kan ons sommer vir ons Jakobus 2 vers 10. Ek dink jy moet die 11 ook lees, want 11 sê vir ons, wys ons weer van watter wet ons praat. Dit net gou. Jakobus. Hy kruip ook altyd so weg. Jakobus 2 vers 10. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Moet ek vers 11 ook lees? Ja. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Ja, so vers 11 identifiseer weer die wet. Die 10 gebooie. Die 10 gebooie is waarvan hier gepraat word. En hy sê, as jy enetjie uitgooi, onthou jy toe ons begin het met die bergpredikasie van Jesus, het hy gesê, as jy een minder maak, of net verdraai, jy hoef hom nie noodwendig uit te gooi nie, want die wêreld het nie die 4de gebod uitgegooi. Nee, hulle het hom net so 'n bietjie verdraai. En weet jy hoekom het hulle hom, ek dink ek gaan dit nou noem nie. Ons gaan daarby kom. Ja. Ons gaan daarby kom. So die punt wat hy hierso maak is, jy onderhou al 10, soos wat dit Jesus se voorbeeld was en Jesus het die Sabbat gehou van Vrydagson onder tot Saterdagson onder. Hy het hom ingestel en daar is nie twyfel oor hoe ons die Sabbat moet onderhou. Nee, die Bybel is vol. En daar is nie 'n twyfel in hoe ons die wet moet onderhou. Dis die wet van liefde en vryheid, nê? Sê Jakobus vir ons ook. Ware vryheid is in die onderhouding van die wet. In ons land, Suid-Afrika, is daar nie meer 'n wet nie. En saam met die wet wat uitgegooi is daar ook nie meer vryheid in hierdie land nie. Almal bly in tronke met massiewe heilinge om hulle erwe, want die wet is uitgegooi. Die wet speel geen rol meer in die samelewing land van ons wat so boos geword het. Okay, Wynand, dan kan ons aangaan na die volgende punt toe, en die volgende punt wat ons hier het is, kan ons gebede beantwoord word as ons God se gebooie uitgooi? Want as ons sy gebooie uitgooi, gooi ons sy karakter uit. Ja, nee, die Bybel sê dit eintlik baie mooi. Kom ons lees wat sê die Bybel. Nie wat Ellen White sê nie. Ons lees wat die Bybel sê. Ja. Dus kyk gou hierso. Is in Openbaar 1 Johannes en 1 Johannes 3 vers 22.
En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Wow. Dis 'n ongelooflike vers daai. Ek dink hy som redelik alles op. As ons wil hê God moet na ons gebede luister, dan verwag hy dat ons in sy karakter moet wandel en dit is die wet. En dan sê hy, want dit is welgevallig voor God. En wie se gebede word beantwoord? Hulle wat die gebooie bewaar. Dit is my pragtig. Dis 'n pragtige Nou vers. Wynand, kom ons gaan aan na die volgende punt toe. Nou die volgende punt gaan oor die hele wet draai om liefde. Dit is ons laaste punt ook hierso. Ja. Die 11de gebod. Die 11de gebod, ons Kan gaan mense nou sê, na hom kyk. ja. Ons gaan nou na hom kyk. Wynand, net voordat jy die 11de gebod vir ons lees, wil ek eers 'n ander teks vir jou lees. Jammer. Lees jy vir ons Jakobus? Jakobus, okay, nou dis 'n mooi vers, Jakobus 2 vers 8. As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. So, wat is die wet? Hy sê die wet is liefde. Liefde. Hy sê ag, daar so, ek het die hele lys sulke tekste waar hy sê dat die kern van al God se wette is liefde en vryheid. So vryheid is en liefde is net in die wet van God. En dit is die definisie van liefde. Die Jode kon dit nie raak sien nie. En omdat die Jode dit nie kon raak sien nie, het Jesus vir hulle dit nou as 'n gebod gegee. Want die Jode was so streng op die onderhouding van die wet, maar hulle het nie die liefde daarin gesien nie. En die hele wet is liefde. En toe kom Jesus en ek gaan dit lees en dit is in Johannes 13 vers 34. 'n Nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, so moet julle mekaar lief hê. Wat vir my uitstaan daar is, hy sê nie ons gooi al die ander weg nie. Absoluut. Hy sê net ek las ene by. Ja. Ek sit vir Hy julle sê hier. nog 'n nuwe gebod gee ek vir julle. Nêrens het hy daai herroep nie, want verder lees ons tot in die einde van Openbaring praat Die hy van gebooie. die gebooie. So die gebooie is nie uitgegooi nie. Daar het een bygekom. En die een wat bygekom het is die Liefde. waar hy eintlik nou al 10 die wat bestaan het opsom en sê dit is liefde. En ek het julle so lief gehad, dis my karakter dat ek my lewe kon aflê like om julle te red van julle sonde. En ek dink daarmee Wynand is my storie uit. Ek dink hoe sê jy altyd, we rest our case. Ja. So ek dink die volgende ene gaan ook baie interessant wees. Dit gaan handel nou net oor die Sabbat. Ja. En dit vir my is alhoewel die wêreld daai gebod wil uitgooi, is dit vir my die mooiste gebod. Ja. En ek dink as hy nie vir jou die mooiste gebod is nie, dan verstaan jy nie daai gebod Baie mooi nie, ja. soos jy hom moet verstaan nie. En baie dankie dat julle weer eens ingeskakel het. Ons het baie geniet om hierdie video te maak. En as julle dit geniet het, asseblief like en subscribe. En as julle enige kommentaar het, asseblief ons sal julle antwoord op julle kommentaar wat julle gee. Ons wil dit graag wil aan. Ja. Kom ek sluit af met 'n gebed. Okay. Kom ons sluit so. Ons Hemelse Vader, hier waar ons nou u woord studeer het, nie om Raymond aan te val nie, maar om die waarheid te verdedig wat so verdraaid was. En ons wil vra dat u die kykers se verstande sal verhelder deur die Heilige Gees, dat u hulle almal sal vul met die Heilige Gees, dat u liefde op almal sal kom. En ons bid dit nie omdat ons iets van u verdien nie, maar in die wonderbare naam van ons Here Koning Jesus bid ons dit. Amen. Amen.